Manne, ons is Barend, jou eerste keer, ek kan dit nie glo nie. Kak, ek dink so uit. Klipdrifdam, wat ons besluit het, dis Christmas special. So ons het indrukpennetjies gebring, ons het rubberdaks gebring, ons gaan in die sloepe hengel. Ek kan nie glo dis Barend se eerste keer nie, maar jy weet, dis die gevaarlike deel, as hy so een eerste keer in 'n dam kom, worry nie wat die dam dink nie. Dis waarskap. Kyk, ek hoor maar net altyd die goeies. Ek het al die slegtes gehoor hier van die kompeterende kant, maar Skalk sê ons gaan daar vir ons 'n lekker plekkie daar in die sloepe soek. En ek het al gehoor regtig van hierdie groot, hoewel ek het al self van Skalk hulle se videoklip gesien waar daai visse is baie aggressief, hulle trek die stokke van die stands af. So ja, ek sien regtig baie uit na vandag. En dan ja, ek hoor hierdie 20 kg bawers ook, so Ons gaan probeer prop. Ons gaan kyk of ons 'n viskop kan gooi. Ons gaan 'n special maak. ja. Lou ongelukkig moes Johannesburg toe gaan. Hy het vinnig gery, moes goed gaan aflaai. Hy kry ons hier, so ons kom hom haal later. Soos Lou later in shoot is, moenie worry nie. Ja. Hy het gesê hy gee ons 'n kans om voor te kom. Hy Barend, ek dink ons moet vir hulle vang terwyl ons nou daar's nie equipe net, ons maar foto's. Ja, dis 'n plan Skalk, maar ek dink ons gaan regtig baie mooi vis vang. Wat ek gedoen het is ek het die fish finder opgesit en die rede daarvoor is die dam met 'n klompie sloepies wat inkom. En wat ons agtergekom het, hy's net 'n voet wat hy val. Nou daar waar hy val, as jy daar naby daai sloep kan hengel, die vis gaan op en af in daai sloepe en dan kom hulle kante toe. So ons gaan regtig net gou 'n bietjie feature finding doen en dan vir ons 'n plekkie kry en dan gaan ons begin hengel. Barend, sterkte. Skalk, dankie vir 'n wonderlike jaar en ek glo dis die laaste een vir die jaar, maar dit gaan die spesiaalste een wees. Kom ons probeer, ons gee vir die mense iets om Kersfees te kyk. Julle hoorie baie dankie vir die jaar. Ek dink Barend, jy sê dis 'n goeie jaar gewees. So. Julle sal sien ons het ons geel hemde aan vanmôre. So ons is lekker braai. Ja. Julle sal nou sien, ons visvinder, fish finder is gestel op voet. Daar is hy 4.1 voet. Ons is seker letterlik al 70, 80 meter van die kant af. En Klipdrif is nog altyd 'n vlak dam, maar wat ons gaan doen is ons gaan ry tot ons daai sloepies kry en as ons daai sloepie kry waar hy so afgaan, gaan ek nou vir julle presies wys. Alright, ons is seker omtrent so 100 meter van die kant af en hierdie lyk soos 'n tafel. Klipdrif is letterlik, daar's baie min gaatjies hier. Enigste verandering is by die wal daar waar hy uitloop, waar hy nou 'n bietjie uitloopie het en dan die sloepe wat inkom. Dis wat Klipdrif het, hy het 'n grys bodem. En dis hoekom dit belangrik is om daai, ek noem dit maar subtle differences te hê. Dat jy daai bietjie verandering is daar waar die visse eet. Al ooit gewonder of waar vis in Klipdrif is. Hier het ons 'n skoolkaaps hier voor ons van seker 300-400 kaaps. En dis nie klein karpies nie, as jy kan kyk na die rug. Dis kyk hierdie een wat hier voor ons pad gee. Barend het so viskoors dat hy skoon in 'n toestand is hier agter ons. Julle sal nou sien, kyk hierdie een hier voor. Dis 'n groot vis hierdie. Kyk hierdie ding hierso. Dis 'n 3-4 kilo kaap hierdie. Ja, en hy gaan net weg, hè. Net daar gaan hy na onder toe. Alright julle. Julle kan nou sien dat ons stelsel wat ons hier opsit, lospenne, hengel met sprinkies wat Barend vir ons gebou het. Ons hengel grof vandag is dis Klipdrif en Klipdrif is altyd fyn en klein, maar ek sien nou ons gaan 'n bietjie pytjies hengel. Barend het so 'n onwettige pakkie rysmiere daarin gesit. En weet jy, ek het al vis hier gesien draai. Ek sê julle nou, ek gee Barend 10 kilos. Dis nie te sê ons gaan hulle vang nie, maar weet jy wat, dis asof dit elke keer die eerste keer is. Ons is so deur mekaar, ek en Barend, ons is al om die bote, maar
Ons wil net in die dam kom. So kom ons gooi in dat ons 'n vis kan vang, dat ons net die nus bietjie kan afkry. Dis fantasties. Ek staan in die water, dis hoe ek geleer hengel het. Ja, ek is saam met my vriende hierso. Man, Kers is 'n lekker tyd. Ek het nog my Avengers ingeklip van die naweek toe ons die Primeina finaal daar by Bloemhof gevang het. Toe sê Skalk nou vir my, want ek het self glo maar ek het nou 'n karpie gesien opkom van ten minste 10 kilos. En ek wil nie regtig as ek nou daai een kans vandag kry om aan die lyn te kry, wil ek hom regtig nie laat hy my lyn klip breek nie. So ek gooi maar gou eers my goedjies uit, kry my katrolle reg uit die lyn klips uit, laat as ek daai groot aan die lyn kry, laat ek 'n goeie kans het om hom te kan land. Weet julle, ons is nog steeds in Klipdrift. Ek het net te veel gesê rof en grof. Dis wat ek opsit, ek sit 'n streepie FX op. Dis wat ek doen. Deegietjie bo, 2 flouties onder. Hoekom sit ek hom onder? Kom ons verduidelik dit net gou. As die bol lê en daai floutie gaan staan, kan hy net daar staan. Hy kan nie weggaan nie. As jy jou floutie bo sit, hier. Kyk hoe baie plek het jou flout om weg te dryf van jou bol af. So dis maar die enigste rede hoekom ek daar sit. Maar ek sê nie dis die alfa en omega nie. Dis maar hoe Skalk redeneer en maar my vissies vang. So jy moet maar vir jouself uitvind op die dag wat soek jy vissies en dis wat ons doen. Elke keer is van voor af. Visvang het nie ek wil amper sê het nie 'n cast and iron tipe ding nie. Dit is jy moet vissies vang. Jy moet dink wat wil hulle hê. Okay. Ek gaan hierdie ene letterlik net hier voor gooi. Ek gaan nie ver gooi nie, ek gaan seker so 50 meter gooi. Die ander enetjie gaan ek vat die sloep kom hier aan my regterkant in. Ek gaan hom vat en hom bietjie verder gooi om te kyk wat maak hy. So ek begin heeltemal ekstreem vanmôre. Ek ken nou nie die dam nie, maar ek het hierdie hele jaar met my Gumtree pitte baie mooi vis gevang. En ek gaan hom vandag verseker 'n go gee, my pitte weer terugdruk in my bol en kyk as ek daai groter vis kan vang. Maar ek gaan ook maar hierdie keer 'n harde geel floutie bo in die bol indruk. Dat 'n mens daar 'n bietjie verskeidenheid op die hoek het en dan Parabay Plus het nog my hierdie hele jaar gewerk. Ek gaan hom op die bol sit, so 'n bietjie Stateford. Ek is iemand wat baie hou van baie dip, maar Skalk het vir my gesê hierdie dam kan bietjie sy tricks uithaal, so ek gaan ook maar eers maar begin met min dip en dan as die wyntjie later opkom sal ek bietjie meer dip opsit en kyk, maar ons is hier, die visse is hier, ons moet hulle net gevang kry. Ek gaan net 'n enkel floutie opsit sonder 'n deeg. En die rede eintlik daarvoor is, as die kar by die bol kom en hy stamp hom, en ek sit hom op my boonsoek, wil ek hy moet heeltemal oplig. Ek vang ook met die SVB voer met die popcorn, so daar's baie van daai popcorn stukkies wat opgaan. So die vis gaan net dink dit is een van daai popcorn deeltjies wat saam met hom opgaan. En dan glo ek, gaan nou aanwees met 'n dikke. Ek het my stok gegooi met die mure met die bottom. Dit is nie 'n baie groot bawertjie nie, maar as daarom 'n begin en as die kleintjies hier is, gaan ons definitief later 'n groot een tussen hulle uitgevang kry. As die rekening net eers geopen is, dan gaan die res van die dag gewoonlik beter. Ek kan Skalk praat so vanoggend. Weet jy kan so sit die hele dag en nie 'n byt kry nie. En dan ewe skielik doen 'n mens ietsie reg en dan kom hy ligte aan. So ons wag vir daai oomblik. As hy eers 'n karpkatrol loop, dan weet ons gaan 'n net vol maak. Gaat hy. Daarom was dit nie 'n groot nie. Kyk, Barend is so opportunis. Hy gee my nie eens kans om my ou netjie reg te kry net, dan release hy al, maar weet jy wat, ek dink dit was wat fout was, ons moes ons net uitgehaal het om te kan skep. Hierdie vis dink seker, hoor hierdie ouens is nie ernstig hier, dis hoekom hulle nie skep net he. Jy weet hulle sê, visvang is 'n innoverende sport nou, ek het
kameraman se skelmstokkie gevat. En ek het letterlik hierdie ding in seker omtrent 'n voet water gegooi agter ons. Nou dis die eerste byt wat ons kry, karp georiënteerd. Nou hy is besig om te krap en karring. Dan sit hy hom neer, dan vat hy hom weer 'n bietjie, maar hoe sê altyd? Hulle het my gekorrigeer, is method in the madness. Nie madness in the method. Ek was bietjie quick op die draw daar. Ek het gedog hy's aan want hy bly om karring krap, maar nou ja. Ons gaan hom maar net weer afgooi. Die een ding van visvang is, mens het altyd 'n plan om te maak. Ons het dit hierdie jaar gesien, jy weet. As die karp nie regtig aan is nie, moet mense daar op 'n hoopie gaan sit en sê, weet jy wat, hierdie dag gaan nie uitwerk nie. Maak 'n plan, want daar's baie spesies in 'n dam wat jy kan teiken. Ek het 'n kans gevat, ek het vanoggend 'n pakkie rysmiere gegryp, daai die kas uit. My tweede gooi is weer nie 'n baie groot vis nie, maar weet as 'n mens niks anders te kry om wat byt nie, is 'n baber altyd welkom. Kyk, ons gaan 'n bietjie geduld insit vandag. Want as 'n mens net so kom, weet, saam met jou vriende wil jy kom geniet, is daar een ding wat jy graag wil doen, jy wil graag 'n groot vis vang. So ek glo tussen my en Skalk een of ander tyd gaan ons een van hierdie Klipdrifdam se monsters optel. Kyk, en ek kan nie wag daarvoor. Mooi Barend. Dankie Skalk. Dis nie 'n groot nie, dis 'n vettie. Ja, dis 'n mooi vis, Boeta. Dit is die kleintjie so lyk. Ek het lanklaas 'n baber gesien wat Ek kan nou lyf breedte met die kop regverdig. Ja, so dit is regtig. Ek dink as jy hier van hierdie babers bo 15 kg gaan vang, gaan jy weet dit is 'n vis. Well done, Boeta. Ek hou vir so. Sien jy? Awesome, dat is dit. Ek nice. Ja, laat hy van surf. Alright, so Barend het nou vir my gewys daar is babers en klipdrif. Ek het nie geweet daar's babers en klipdrif nie. En nou ja, ek wag nou nog vir 'n karp. Dit is al 'n uur en 'n half. So Barend het my nou ooreed om nie ooreed nie. Ek het myself ooreed om 'n baber te vang en dis maar die stroppie, hy lyk as 'n gewone vallamstrop, soos jy kan sien kan hy gly. Maak hom vol rysmiertjies, so 10 of 12 rysmiere op 'n lekker groterige hoek. En niks op die sinkertjie nie. Ons vang baber. So en hierdie rysmier Barend baie olie. Ja, Skalk. Allerhande goed in. Ons het nou daaroor gepraat. Hoe tel daai babers daai trail? Ongelooflik. En dink die groot sports gaan kom as ons nou een van daai dik babers hak. Ek Skalk, ek dink jy gaan hom nou vang. Ek het net so gevoel in my hart. Maar by die mense ook moet sien, ons sit kraalietjies hier in die onderkant van jou soweltjie in, omdat ons hom met gummies maak. Want baie keer as jy 'n groot baber optel en hierdie soweltjie slaai tot onder op jou knoopie, het hy 'n neiging om hom af te brand. Maar as jy twee kraalietjies daaronder sit, dan slaai jou soweltjie net tot op jou kraalietjie en dan beskerm hy die knoop. Maak sin. So dan as jy nou 'n groot vis aan iewers skielik sy los en dan het hy nou hom daar nou afgebrand. Ja. Okay, daar het Barend nou vir ons 'n baie handige wenk gegee. Ek gaan hom in die dam ingooi. Ek wil 'n byt kry. Dis vir my waaroor dit gaan, hè. Dis waar, Skalk. Thanks, Barend.
Nou ja, so ek vir julle sê, die kameraman se stok. Ek het hierdie ding plein, ek het 2 putte op. 'n Put op elke hoek. En ek het hom hier in die vlak water gooi. Ek sê daai water is nie, kom ek sê, as hy 'n halwe meter diep is dit baie. Ek hierdie karpie slaan, hy het hom net gevat en gaan toe kom slaan, toe klim hy sommer uit. Baie mooi vis hierdie. Ek hou skrik jy dood om met die brei te vang, want dit is nou so. Ja. Nou moet hom nou versigtig vat, want hy... Ons kalk hier net 'n bewys, mens moet nie ophou dink. Kyk. Ons gooi daai stokke daar aan die binnekant, Ja. nie byt nie. Nee, ek gaan nou swaai. Hier is een van Kliptrus se mooi vis. Weet jy wie die grootste geskrik? Ek of die vis nie. Hoe gaan hy rietjies doen, hè? Ai. Oi. Kyk, ek verlang my bestok as ek hierdie goed so oorvlieg, hierdie breed. Well done. Daar's die regtig die visse wat ons voorsoek. Die visie het in die vlak water gebyt, 2 putte, klein bietjie kwatre op, net daar, hy het maar net gelê en daar's hy reg. So, daar's ons eerste karpie. Julle kan sien, ons het daai enetjie gevang, skoon put uit die blikkie uit. Daai is 'n amandelput met 'n bietjie florhou. My ou gunsteling kwatra oor die balletjie in die vlak water. Ek gaan hom weer daar gooi. Ek het niks om te verloor nie, ons het 'n visie gevang. Maar weer van 'n trap stel. That's what it's all about. Ek staan hier die dam en kyk. En ek sê vir die liewe Vader, hy weet ons het nie. Ek staan regtig vir die dam en kyk. En ek sê vir die liewe Vader, hy weet presies wat het ons nodig. En die mense van die DVD het al gebel en gesê, hoorie, waar's die content? En nou ja, dis die tipe dis die tipe calls wat ons moet wag, Barend. Ek staan nog en kyk vir die dam. Hier gaan my stokkie wat Barend vir my met die reismuurtjies reg gekry het. En hy loop en toe ek hom kap, toe loop my karpstok. Ek het definitief die regte besluit gemaak, want ons wag, die ander stok het 'n uur en 'n half gelê. Ek het gesê jy gaan hierdie stok uittrek en hom daar in die vlakker deel en gooi, en ek dink hierdie was nie eers 10 minute gewees. Nee. So boys, we live to fight another day. Maar hy is ook 'n mooi vis, hè. Daai baber. Hierdie voel vir my baie meer soos 'n Karperag. Karpediemerig. Julle weet jy wat die manier hoe hierdie karps beklei
kan jy agterkom, hulle weet niks van aas nie, want die ene, dit voel of hy anders en die volgende oomblik voel dit of hy af is. Ek dink hy so verboureerd, hy swem dan weg, dan in. Maar dis nou klipdrif in al sy glorie. Die ergste van alles is ek vang haar eerste baber, Skalk sê nee, gaan maar aan. Ek sal nou 'n strop jou vat, ek gee jou net so 'n bietjie kans. Nou moet ek hom help om met sy stokke vis uit te haal. Ja, gebaar, weet jy wat, vriende saam is altyd lekker. Ek het 2 12 voet sensation stokkies, karp tempo stokkies. Ek is so happy met hierdie stokke. Ek sê jou, dit is die lekkerste beklei, dankie jou Barend, op hierdie visse. Hier is een van daai 3 kilo Kaaps van Klipdrif. Wat 'n lekker gevoel op die punt. Jy kan nie verkeerd gaan met die stok nie. Daar's 'n vetie. Ja. Nog van die mooiste karp, dis 'n breë gesonde vis. Dis ou, ja. Yes, ek is so verlig. Ek sê vir julle, dink die liewe Vader se oor 'n tyd. Baie dankie Barend, thanks. Maar ek dink nou, dan gaan ons hulle vang. Ja, hy's 'n pragtige vis. So ek sê ons het vanoggend 'n kans gevat met die mure. Ek sien hierdie is 'n Kaap, hy het net opgekom. Dit is een ding van, as 'n mens 'n kans vat, jy weet nooit wat gaan jy kry nie. Ek vang nou vir die eerste keer, ek het die Kaap Tempo 10 wat ek op my kort afstande mee hengel. Dit is die eerste keer wat ek hierdie 12 voet, ek het al gegooi, maar eerste keer wat ek 'n vis beklei met hulle. En hierdie is regtig 'n baie mooi vis en hy hanteer hierdie vis met 'n plesier. Dit is 'n karp, Barend. Dis definitief 'n karp opgekom, ja. Goeie Christen. Ek sê weer, Barend het nou so 'n bietjie gepraat oor hierdie tempootjies. Ek het lanklaas so 'n lekker visvangstok gehad. Ek soek 'n verskoning om te hengel met hulle. En hierdie Klipdrif karpe gee regtig hierdie stok waarde vir sy geld. Justice. Ja. Ek sien nogal vir Skalk toe hy het sulke groot Wyntrip pipe hoeke hier aan. Daar vir myself, ek vang met die kleiner hoeke. Tel hy 2 klein babertjies op en wragtig vang Skalk 'n karp met hierdie. Eina my lali. Eina my lali. Dit is 'n groot kaap hier. Hey, wat kan ek sê? Dankie Skalk. Ek kan net nie weet al is dit nou met Skalk se stok. Ek het so vanoggend toe ek hiernatoe ry toe dink ek by myself, weet jy wat, ek wil so graag 'n groot vis vang. Gee ek die verkeerde stok vir jou. Hier is 'n lang kaap. Ek voel eintlik sleg. Hier is 'n 7 kilo. Hier is 'n lang kaap, Barend. Jy weet, en Skalk toe kom opstel, toe voel dit vir my, dit voel net nie soos 'n baber nie. Die manier hoe hy beklei die stadige loop is karp. Maar Barend sê niks. Hy los my. Nee Barend, weet jy wat, hier is wat 'n blessing. Maar dit is 'n lang kaap. Ek het nog nie baie lank laas te so vis in Klipdrif gesien. Skalk het vir my gesê hierdie karpe beklei verskriklik en ek het vanoggend daai babertjie gevang en ek moet sê hierdie karp byt 3 keer harder as wat daai baber ooit kon beklei. Maar weer eens soos julle kan sien, as jy met die tempo vang, doen die stok vir jou die werk. Ek hoef nie hierdie vis hard te trek nie, want ek laat hom maar eerder moeg raak, want jy wil nie daai groot karpe forceer nie, want jy het altyd die moontlikheid dat hy hoek gaan uitkom. So dan kan jy maar eerder jou tyd vat en met die visstok se punt speel dat hy die vis vir jou moeg maak. Op die manier. Dis 'n bees. Ja. My maat, my hier is 'n groot vis. Nee, ek is nou mesmerized, ek sê jou. Dankie lieve Jesus. My maatjie. Dis gewoon 'n goeie kans, man. Ja, hier dan kan dit. Goeie. Ja, My maat. My maat. Ek het nog nie sweets gesien nie hoor. Dankie Skalk. Yes. Baie dankie.
Ja, kyk, Hey, Barend, hier's 'n job. jy het vanoggend gepraat van die damse karpe en kyk, Wow! hey, my hart is bly. It's a Merry Christmas. Wragtig. Yes! Dis 'n wees. Maar die ding is 7 kg. Ja, nice. Dis 'n Ontsettende Christus. What the wow! Op Ja, lekker man. Dis 'n snappy. Hey, Barend. ek kan net vir jou sê dankie. Waarom kan ek sê dankie dat jy die regte stok vir my gegee het? Maat, weet jy wat? Nee, dis 'n plesier hè. Klipdrif. Wow. Weet ek, sorry Skalk, ek sê vanoggend vir Skalk, weet jy wat? Ons kan na ander damme toe gaan, want ek hoor heeltyd van hierdie groot visse in Klipdrif. En ek is uit my hart uit dankbaar Skalk het my vandag saamgenooi Klipdrif toe, want om hierdie size vis te vang, Wow. om hierdie mooi vis te vang, is net 'n seëning van bo uit. Maar ons kan maar net die Here sê dankie. Ja, is 'n job. Well done. Dankie Skalk. Klipdrif. Wow. Kyk hoe lyk hierdie enetjie teen hierdie, wat sies so. Ja. Hier is al 'n mooi kaap en wat 'n Ja. daai ding. Ja, daar's 'n job man. Nee, well done. Woo! Boeta. Well done. Hey, man. Kan Daar's dit 'n vis. Right, soos julle daar kan sien, 2 pytjies, 1 skoonpit, 'n amandelpit, midnight op die bol, baie sagte voerbol en ek hengel op my voete nou. Wel die polisman nou sit ek sê hier en hy is hier lyn stopstyf. Ja. Hier kyk, nou het ek al gesien. Ja, Skalk. Ja, hulle praat van vanaand buite, maar kyk, as jy nie eens kans kry om jou polisman op te sit, jy moet jy weet. My polisman nog in my hand. Dis 'n vette hoor. Ja. Ek gooi die ding, ek sit die stok neer. Ek wil die polisman aan sit, ek sê maar nou is hierdie lyn stokstyf. Ja. Barend en sy reismure. Skalk. Genade. Die groot vis hoor. Wie is die grootte? Ek voel nou net hier so by myself so. Kyk, ek is bly vir myself dat ek hy vis gevang het, maar in my hart is ek so 'n bietjie seer dat Skalk hom nie gevang het nie, maar kyk, ek dink hy gaan nou sy beloning kry met hierdie. Barend, dis net 'n plesier om dit saam met jou pelle te doen. Ja. Jo, Kyk, ek dink hierdie gaan 'n goeie uur se staan wees. jo. Ons is nou aan soos brakpan. Net so. Dis 'n baie groot vis mense. Ek het jou gesê van die railransie in Klipdrif. Ja, nee, kyk. Jy het ook vanoggend vir my gesê, kyk, ek wil nou nie iets sê nie, maar jy het ook vanoggend gesê ons gaan dalk iets af wat ons nie gaan draai nie. Ja, jy weet so sien die Barend. Jo, Dis 'n mense. verskriklike vis hierdie. Ah, come on baby. Kyk, ek het al hierdie vis wil nie draai nie. You. Ek trek hierdie stok flat out. Ek nou nie in daai return gaan nie. Hey, die gat my nou. Nou is dit pandemonium. Da. Hey. Wat? Nou maak jy soos een van Skalk. Waar gaan jy Barend? Mense, hierdie vis het geen respek vir my nie. Dis onmenslik. Nee, asseblief. Nee. Kyk, Kan dit nie glo. dis nou waar jy 'n gebekkie op sit en vashou.
Ek dink ons het hom gedraai, maar ek wil nie baie hard praat nie. Julle kan hoor hoe sing hierdie lyn. Dis nou van die wind en die harde druk wat ek op die vis sit. Wat hy so spin. Ja. Maar jy nog nie na by die riete op. Ja, hy was by die riete net. Hoor hom. Kyk, ek dink daai ding is so naby in die riete. Barend is aan met 'n otter. Ja, breek iets. Kom hy los. Ja, ek dink dit my hoeslyn net gebreek. Ag, mense. Dis 'n kaap. Was 'n kaap en ek trek hom soos 'n snor. Ooh, Wat sê jy, moet ek maar rustig. Ek kan dit nie eintlik glo nie. Ek het regtig gedink hierdie was 'n baber. En daar kom die skip uit kyk. Dis genoeg om 'n mens mal te maak. Maar ons glo skaal gaan sy nie uitkry. Ja, kyk, hy's nou uit die jam uit so, nou kan ek hom rustig vat. Ek het regtig gedog, want hy het regtig na daai otterboddies toe geskuif. Dan moet ons hierdie vis gaan haal, los. Gaan seker tot daar loop. Ja, verseker. Maar hy kom. Kyk, hierdie is dis 'n normale vis. Ek kon nie glo toe ek by daai lyn kom, hy staan so nie. Ek nou kyk ek terug. Anders stop ek. Oh, goed. Ja, hy sit. Ek kom daar weer warm. Dis klipdrif. Kyk, ek weet nie wat om vir jou te sê nie, skaap. Jy het dan nou gesê, jy weet. Elfie. Ja, dit is ek kan eintlik nie glo wat hier besig is om te gebeur. Jy sal sien ons draai al ons stokke daai kant toe. Kaap, daai vis van jou het nou uitgeklim, maar was 'n kaap. Karp. Ek is nie seker of dit was hierdie een. Ja, myne is bietjie nader. Daar, maar daai kaaps is nou daar hoor. O ja, okay, hier is. Almal is nou kwaad vir almal. Daar's 'n spreekwoord wat sê there's more to life than fishing. At least that's what I hear. Kyk hier wat hè. Ja. Kom maar weer vat. Ek gaan nie hoor rukkie wees. Hy het weer almal daai mooi kaaps. Nada. Ek wil bloeme op toe. Ja, nee, wragtig.
Dankie Skalk. As hy die lig sien, dan wil hy. Eers ek 'n babbels begin blaas met die weer. Dis 'n standaard snaar. Ja, groot lank is dit. Ja, wel dan Skalk. Wat? Ja, wat 'n geveg op dit. Kom ek net vir julle wys. Hey, Dis nou pret. Op gewone 5 pond lyn. Klipdrif maak vir ons groot bederf vir Kersfees. En hierdie lippe is so dik, waarom wil jy nie net kyk of jy daai man kan uitkry daar nie, daai hoekie. Nou ja, daar's hy, boys, weer 'n double up. Ek is in 'n Kersfees lym. Kersvader het vroeg gekom. Dus julle kan sien hier, dis chaos. Die vis het geen respek vir ons nie. 5 pond lyn. What a pleasure. My polisman is seker 40 meter in die water in. Dat is zo nou. Dit is so klein so 'n ding. Maar nou wil hy ons boks. Dit is kop so draai. Nee, dit net. Hey, stop. Jy sien net karpe nie. Hy sit my voet nog vas. Ja. Genade. Okay. Lang platte. Hier. Alright. Barend se plan, die reismure het hulle ingesmokkel. Ek is baie dankbaar. Dis alles lekker ordentlike reelrands. Barend. Dit sit hoe sê hulle? Dit sit buite in die net, né? Ja, nee, kyk. En jy kan nie glo hoe taai is daai lippie nie. Daai se omtrent wat 5-6 kilo vis. Baie mooi. So kom ons laat hom gaan dat hy kan groot word.
hulle gaan nie aan die, jy kan die ander afneem so. Lekker by Lali. Hey. Ja. Kyk, as vra altyd vir Skalk om saam met ons Paaldam toe te gaan en Bloemhof. Maar kyk, ek het al gehoor die mense sê Klipdrip is Skalk se home advantage. Kyk, en ek het dit vandag gesien. Hy ken hierdie dam, dit is die palm van sy hand. Maar ek is dankbaar daarvoor, want ten minste kan ek ook vis vang vandag. Nee, dis nie waar nie. Barend sê nie vir julle, ek het hom daai kant toe gedruk dat ek nie kan hengel nie. Kyk, Skalk is eerlik, want hy kyk, daar kom al twee kante spruit in. Ek dink dit Skalk het die regte besluit gemaak om in daai voor, of sal ek sê in daai spruit wat daar aankom in te hengel. Ek het myself blind gestaan en voor my gehengel en ek het nog nie 'n stok uitgegooi nie. So ja, dis maar besluitneming en Skalk het definitief die regte besluit gemaak. Kom ek net gou daar by Barend aansluit. Die rede daarvoor, onthou ons het vanoggend daaroor gepraat. Hierdie vis het net so plat tafel. En daai klein bietjie wat hy val, so 'n voet of wat ook al. Dis waar hulle, dis nou maar soos hulle howe. Hulle gaan op en af daan. Ek het hulle nog altyd so gevang. O, dis die rede hoekom ek dit doen. Dit maak definitief sin en the proof is in the pudding. Kyk, hierdie Skalk is nou in hierdie vis en ek moet sê, Klipdrip het my verbaas vandag. Ons het nie 'n net hier vandag, so ons sit al hierdie vis mooi terug, maar Skalk is besig om hier 'n sakvis te vang van nou. Ons het vanoggend hierdie barberstroppe uitgehaal. Ons het onder 'n nommer 3 op en bo 'n groter hoek. En vir een of ander rede praat ek en Skalk net, dis asof die barbers, weet jy, 'n barber kan 'n groot aas optel, maar hulle verkies nog steeds die klein hoek. En dis soos wat Skalk vanoggend my gesê, die visse kan regtig finetjie raak. En daai weer 'n bewys, want hoekom tel hulle 'n groot hoek op nie? So mense moet baie keer net dink wat jy doen en op die einde van die dag sal jy die vis in die net kan kry. Verlief op my tempos hoor. Ek is verlief op my tempos. Hulle is besig om vir jou vis ook op 'n tempo te gee. As hy daai wegtrek, het hy nou die ander hom nou in die steringbok. Nog steeds 'n mooi vis. Ja, lang pampie. Merry Christmas. Merry Christmas. Sien, ander hoek het afgebreek wat in sy bek was. Ja. Nee, daarso. Sal nou sy bek soek. Lekker lang kap. Wel, nog steeds 'n voorreg. Okay. Ja. Die wil my net. Kyk, hulle lê nie nou 'n miljoen jaar nie. Nou ja, ek Barend
het ons ander maat gaan haal Loukie. Daai ek het julle vanoggend gesê, hy het so 'n bietjie eers goedjies gehad om af te laai. Daar in die agtergrond sien ek vir Barend, hy's nog nie eens daar nie. En hier is ons nou in ons eie lot oorgelaat. Kyk, ek geniet dit, want nou het ek 4 stokke. Nou kan ek dalk nog 'n paar visies byvang. Ek dink is maar tipies weer 'n baber. Hulle is nou regtig aan op baie reismuurtjies. Maar mooi groot vis, almal hier tussen 5, kom ek sê 5 en 7 kilos. Mooi groot babers. Grootste een is seker omtrent so 10 kilos. Onthou wat ek weer vir julle gesê het oor hierdie karptempo. Is 'n regtige ongelooflike lekker visvangstok. Of jy nou groot babers vang, of jy nou karps vang, klein karpies vang, groot kaaps vang. Dit hy hanteer alles. En jy moet hom nie. Genade, wat het nou so gemaak. Dit een van ons ander stokke het nou gegaan. Ja, Barend se stok is ook aan. Nou wat ek net te veel gesê het, ek is so bly want nou kan ek meer vis vang. Ja, daar is nog 'n regtig sinvolle vis. Hierdie enetjie seker so, kom ek skat seker so 4 kilos. En in enige kompetisie, enige sak is dit baie gewig. Alraai julle, daar's kyk net hierdie manne se magies. Hulle is so vet geëet. Eet baie lekker en ek dink dis hoekom hulle ons so beklei. Kyk hoe lyk hy van die merke, seker van die spon. Maar kom ons laat hom gaan. Nou sê. Goeie genagtig. Jo, maar ek moet nou myself omtrent in 'n bloedgroep in katrol. In 'n ander bloedgroep in katrol om hierdie vis is nou al aan vir 'n rukkie. En het nou natuurlik nader gekom toe en ek voel daar's nou niks wat hom pla nie. Dis nou Barend se stok. Lekker man. Bly altyd lekker. Ek gaan nou. Ek kom met myself lag, ek is nou hier op 'n rewind. Net hierdie spoel bietjie los kry. Dat ons hierdie visie op 'n remstelsel kan beklei. Daar's hy. Nou is ek ook weer gemaklik. Kyk, ek het hierdie ou nou beklei soos hy op houtkatrol. Lekker. Kyk mense, ek het myself nou vandag gate uitgeniet al. Dis nou eers 20:12. Ons is nie haastig nie. Nog bietjie visie vang. Jy weet mos maar as hulle buite en veral 'n plek soos Klipdrif as hy bietjie vis gee. Hou is maar bietjie vas. Hulle is besig om hier agter aan te kom. Mense spring groot kaaps. Baie groot vis. Barend het ons gesê hy gaan vir my een gee. Barend het gesê hy gaan my karp teruggee op die reisies. Nou hier is hy.
Daar's my karp. Op reismuur. Hy het hom teruggegee. Barend het hom teruggegee. Wow. My lali. Ek sal hom al vir Barend moet hou. Pragtig. Hierdie vis is blind in die een oog. Kyk hoe spring die vis hier agter. Wow. Dit is die eerste keer in my lewe dat ek sien 'n rubberdak kan vinniger as 15 km/h ry. 2 groot seuns op, maar gelukkig is hulle wind af, maar kyk, Lou ry daai rubberdak asof hy Formule 1 ry, wil net vis vang. Ja, waar reis met vir jou? Ek het jou gesê. Wat sê jy? Kyk eens op. Ek het jou gesê ek gee hom vir jou terug. Wat sê jy? Ek dog dat ek jou net wys ek het hom toe nou gekry. Ek my Barend sukkel bietjie met jou. Ek gee my kans nie. Ek is hier. Ek net gou vir Barend my kom haal. Want laat klink vir my skalk het hom in 'n hoek en hy druk hom bietjie vas. So wat hy gaan doen is ek gaan net gou vir Barend hierdie ding reguit trek. So klink my kom mooi vis uit. Die weer is reg, alles is reg. Ek is dankbaar ek is hier. Ek gaan net gou vir julle so lank baber vang. Hierdie weer is besig om lelik op te steek, maar partykeer is dit vir die beter. Jy weet visse hou van gier en weer. Klipdrif skalk het vanoggend gesê die vis hou daarvan. Hierdie stok van my het baie lank gelê, maar ek het gelos. 2 pitte ingesit. Hy het nou opgetel en iemand het spoed weggetrek. Maar terwyl ek hierdie vis vang, wil ek wil sê ek het hierdie hele jaar met my Avengers 55 gevang en hierdie ding het vir my regtig baie goeie diens gegee. Ek het baie groot vis gevang met dit. En ja, definitief, as jy vir iemand ietsie wil koop vir Kersfees, definitief waarde vir geld. My hele jaar met my slipstreams gevang, op my dieper afstand op alles hier nou, soos hierdie bandjie nou lekker van vooraf kry, kan ek nog altyd konstant op my kol gengel het en ek het 'n baie goeie jaar gehad. So ja, sensation, dankie. Kom. Ja. Altyd 'n voorreg. Dis nou wat gebeur as die singie storm kom in die oorkant aan, maar jy wil altyd daai laaste vis vang, dan word jy met jou hande in jou sakke gevang. Ja. Julle weet jy wat, klipdrif Barend, jy het nou klipdrif ervaar en ek dink dit was vir jou nie 'n slegte ervaring. Ek sê nou vir Loukie skalk baie, ek het al baie ouens gehoor sê klipdrif, kom hulle een keer, hulle sê nooit weer nie. Maar vir my was dit vir my 'n baie spesiale dag gewees en kyk, ek kan nie wag tot ek kan terugkom. Nee, dit was 'n goeie dag. Lou het nou ongelukkig laat aangesluit. Dis nou die slegte ding van Desember.
Maar hy het dit vir ons moontlik gemaak om vis te vang. Thanks Lou. Ja, nee, ek het die pot in die kook gehou. Ek moet sê ek het daarom 'n vis gevoel. So en dis toe hulle skakel vir my sê klip terug en ek het vanoggend 'n vriend van hom, Dirk Lourens gebel. Toe sê hy, "Oh my greatness. Julle gaan in Desember en weet jy wat, julle het pragtige visse gevang. Wel dan ek dink julle het die plek ook reg uitgekies en dit is ek vir julle sê doen moeite met jou hengel, nee, ry na plekke toe waar die vis is. Die vis raak ook slimmer soos ons slimmer raak. Jy moet weet publieke areas die vis word gehammer daar as ek so kan sê. Die vis raak slimmer en ons gaan net so slim soos hulle wees. En weet jy wat? Ons bring konsentrate uit wat regtig uitstaan en die vis flows. So wat ek vir julle probeer sê is, weet jy wat, doen moeite met jou hengel en ek dink jy gaan tevrede wees. Julle is tevrede? Ja, ons is tevrede. Weet jy wat, en ek soos ek vanoggend sê, ek wil net vir julle sê dankie vir die jaar. Loue, Ja. baie dankie. Wat Kersfees. Kersfees, julle sal sien, dis wat ons hier op is. Ou Barend, dankie. Weet jy wat, vir julle daarso, julle het dit vir ons moontlik gemaak. Ons kan visvang as gevolg van julle. Ons geniet dit. Regtig, as ons julle kan help met iets, al is dit om een hoek Asie uit te sorteer. Ek dink vandag het ons nou weer 'n klomp goed geleer. Ek het geleer van klip terug. Maar weet jy wat, sien julle volgende jaar 2017 hoop. Dis vir almal net 'n beter jaar. Ek dink 2016 rof geweest vir 'n klomp mense. Maar weet jy wat, daar's net een manier en dis kyk op, kyk boontoe. En kom ons doen hom volgende jaar. Hy het 'n paar mooi ore.